Nou dat ons gekyk het na die eerste engelboodskap, kan julle sien hoe belangrik dit is om eintlik te gebly het by die banier wat oorspronklik vir ons gegee is, om ons te kan herinner, om ons fokus te kan instel. As ek die banier sien, moet dit vir my iets sê. En op hierdie stadium van die geveg moet dit vir my sê, ek moet my hart oorgee. Ek moet afstand doen vir my sondes. OK. Ek wil vra, die wat kan, kom ons gaan gou vinnig weer op ons knieë en ons vra vir die Vader om ons te lei in ons volgende boodskap. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê dat ons die eerste engelboodskap kon bestudeer het. Vader, dit 'n mate van pligsbesef en oorgawe in ons harte wakker gemaak het. Vader, hier waar ons nou gaan kyk na die tweede engel, waar dit miskien partykeer 'n bietjie nader in die huis nou beweeg vir baie mense, waar dit partykeer 'n bietjie, waar dit baie duidelik sigbaar is, waar die skeiding kom tussen broers en susters en kerke en gemeentes, as gevolg van leer, pleit ek by U. Spreek nou tot ons harte, spreek tot ons denke. Vader, raak my lippe, my denke en my hart aan terwyl ek aanbied. Maar Vader, raak ons almal se harte aan terwyl ons hierdie gaan bestudeer. Vader, bring die regte gedagtegang na vore wat U wil hê ons moet raak sien, om ook so ons verhouding saam met U te kan verdiep. Ons loof en ons prys U, ons dank U dat ons nie in duisternis hoef te staan nie, dat hierdie boodskap vir ons 'n lig is van U woorde. Ons loof en prys U, bid dit in die Seun se kosbare naam. Amen. OK. In kort, wie kan gou vinnig vir my 2-3 sinne gee? Eerste engel. Wat is die doel? Vrees God, en wat se opsigte moet ek om vrees? Ek het alleenlik iets om te vrees as ek sondes het. OK? Ons het niks om bang te wees as ons voorbereiding gedoen het. OK. So alhoewel dit 'n boodskap van waarskuwing is eintlik 'n boodskap van stigting tot iets baie moois. Dis niks negatiefs hierdie nie. Is positiefs. Ons moet net die kapasiteit besit om die oproep op dit te aanvaar en aan te neem. Baie welkom. OK, so ons lees nou ons tweede engel en dan gaan ek vir julle vra, so lees met begrip saam met my, want ek wil hoor uit julle monde uit met die inligting wat julle ontvang het tot en met nou, wat Frikkie ook vir julle gegee het, wat hierdie beteken. So kom ons lees. And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, the great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Babylon het geval, omrede sy die nasies laat drink het uit die beker van die grimmigheid van haar hoereerdery. So, ek gaan hierdie gedeeltetjie 'n bietjie skiep. Ons het nou net die eerste engel gedoen. So ons hoef nie 'n recap te doen nie, as julle gemaklik daarmee. Kan ons skiep? Dankie. Hierdie slide het maar net gesê, die boodskap het almal gelei tot oorgawe, for sinners to repentance, that they wept. En daar het ons die feestydtafel gebestudeer om te kyk wat se tydsgeleef, wat, hoe en hoekom. Ek wil hier net gou vinnig 'n laaste gedagte duidelik maak. Jy hoef nie te wag, né? Tot die jaar aanbreek. Jy hoef nie te wag tot die jaar aanbreek. Ek wil net my pointer aansit. Is my pointer daar? Jy hoef nie te wag tot die jaar aanbreek om in te tap op die vraag van vergifnis nie. Jy hoef nie te wag vir die feesgety van ongesuurde brode om afstand te doen nie. Paulus se woorde was gewees, we need to die daily. Dis iets wat jy elke dag kan doen. As jy gesondig het, gaan op jou knieë, vra vir vergifnis. Vra, Vader, help my, ek wil afstand doen, help my. Elke dag. Die fees tydperk is alleenlik 'n gestruktureerde tydperk vir afsondering. Ek wil dit gou vinnig verduidelik. Net soos met die Sabbat. As jy by jou huis is, né? Dit is nie Sabbat nie, maar jy het besluit vandag wil ek 'n bietjie Bybelstudie doen. En jy maak jou Bybel oop, jy begin te lees en ewe skielik ping ping maak jou foon. Dis Koos. Koos het gesê hy gaan die kar vir my bring.
moet onthou ek moet daai kar nog skoon maak en voordat jy oë uitvee, is jou gedagtegang totaal weg verwyder van die Bybelstudie waarby jy betrokke was. Dis hoekom die Sabbat geroep is, dat jy kan sê, ek hoef nie nou vir Koos te antwoord nie. Ek hoef nie nou aandag te gee, ek kan my foon actually bære. Ek kan ten volle my fokus hou. En die fees, die feestydperk is 'n fees van afsondering. Dis hoekom dit geroep word as 'n Sabbat. OK, sodat jy die wêreld kan uitblok, dat daar niks is wat jou fokus wegvat nie. Maar niks verhinder jou om op die oomblik, wanneer iets gebeur het, vergifnis te vra nie. Ek wil net graag dit duidelik maak, dat ons dit duidelik verstaan. OK. OK, ons is nou by die tweede Engelse boodskap. Ek gaan vir ons gou 'n gedeeltjie lees. Ek vra om verskoning. Hierdie is nog 'n gedeelte wat deel is van die eerste engel. Wat ek vinnig kyk, Dwell Humanity Through Saving Grace. Kom ons lees hom net ek is bang as een van die slides wat ek dalk geskip het. For eternal ages it was God's purpose that every created being from the bright and holy seraphim, ek het hom gelees, dit was God se doel gewees om in ons harte te kom woon, maar sonde, soos Nina gesê het, maak 'n muur tussen ons en God, en ons kan nie meer 'n communion hê nie. Maar die goeie boodskap is Jesus, hy breek hy mure af as ons hom toelaat, né? Dit help nie ons vra vergifnis vir sondes, maar ons doen nie die effort om afstand te doen nie. OK. So, nou gaan ons begin met ons tweede engele boodskap. Ons het gelees Babylon het geval, groot omrede sy nasie druk het die beker van grimmigheid. Hoe wants to take a stab at it? Wat dink julle beteken dit? Julle het Frikkie se lesings bygewoon. Wie is Babylon? Rooms en valse godsdienstige kom op dieselfde neer, so dis 100% reg. OK, wat dink julle is haar beker? Wat dink julle is haar beker? Moet jy sê hulle nasies wat drink uit die beker van valse teachings, OK? En wat is hoererery? Hoererery is om ander gode se stelselsisteme, denkwyse te inkorporeer op dit wat God gegee het wat so mooi is. Nou gaan ons kyk of ons reg is. OK. So, ons lees hierso uit die groot stryd. The second angel's message of Revelation 14 was first preached in the summer of 1844. So, wanneer was dit omtrent gewees? Dankie. Ek het ons gewonder of iemand dit gaan optel. OK, so dit beteken, dit was gepreek gewees voor Oktober maand, voor die 7de maand op die Bybelse kalender, toe 1844, 22 Oktober 1844 gebeur het. So hierdie boodskap het toe al begin. Maak dit sin? OK, so ons lees dan. And it then had a more direct application to the churches of the United States, where the warning of the judgment had been most widely proclaimed and most generally rejected, and where the declination in the churches had been most rapid, the decline. So, die boodskap het begin. So, ek wil hê ons moet gou afspeel in ons kop, okay? So, William Miller het begin te preek, 1839, hy het die boodskap gebring van, maak reg, want Jesus is op pad. Jesus het begin om mense se harte te aktiveer. Okay? Net voordat die disappointment gekom het, begin hierdie boodskap die effek te hê op die kerke. Waar het William Miller meestal gepreek in die begin? In die kerke. Nou, ons aanbid 'n God wat vir almal 'n regverdiglike kans gee. Die kerke van daai tyd het 'n regverdiglike kans gekry. Maar net soos wat ons gesien het tussen die Jode, so Israel, die Jode, soos wat ons gesien het deur die eeue in ons kerke, gebeur dit altyd dat 'n kerk maak sy mind op en individue beweeg aan met waarheid. Dis hoekom dit so gevaarlik is om 'n papier uitleg te hê van jou doktrinele standpunte, want dan begin die kerke die doktrinele standpunte te beveg in plaas om te staan by wat God sê. So dit beteken die kerk se siening raak meer belangrik as wat God sê. Nou gaan ek op tone trap dalk. Die eerste gebod sê, jy mag geen ander gode vir my afgebring nie. Die verduideliking in patriarge en profete is, wat jy ook al belangriker ag as God, raak jou God. Dit beteken die kerk raak jou God. Die een wat veronderstel is om jou te punt
Die halsbandjie raak meer belangrik as die hondjie. Maak dit sin? OK. Kom ons lees verder. But the message of the second angel did not reach its complete fulfillment in 1844. The churches then experienced a moral fall in consequence of their refusal of the light of the Advent message. Nou onthou die Advent message is nie net Jesus kom nie. Die Advent message is maak reg want Jesus kom. Onthou dit. Ons is verkeerd ingeprint wat die Advent message beteken. Daar is 'n voorbereiding. Ekskuus dat ek dit so uitstres julle, maar dit help nie. Ons wil ons fokus daar om ons vergeet wat ons moet doen om daar te kom nie. But that fall was not completed, as they have continued to reject the special truths for this time. They have fallen lower and lower. Not yet, however, can it be said that Babylon has fallen because she made all nations drink of the wrath of the wine of her fornication. She had not yet made all nations drink of this. Okay, so dit het nog nie gebeur nie. Het gaan duideliker raak. The spirit of the world conforming and indifference to the testing truths of our time exists and has been gaining ground in the churches of the Protestant faith in all countries of Christendom. And these churches are included in the solemn and terrible denunciation of the second angel. Dit gaan nou net duideliker maak, maar dit is so hartseer as Jesus nie die hart kan aktiveer nie. Hoe lei hy jou? As Jesus, hierdie is die meubelmentskywe wat nou moet plaasvind. Maar as jy hom geblokkeer het op die eerste engel, op die hartsoorgawe, hoe doen hy die res? Hy kan nie. En julle moet een ding onthou, ons aanbid 'n wonderlike God. Hy is nie 'n verkragter nie. Hy forceer hom af op niemand nie. Dis alleenlik vir die hart wat opreg is, wat hom wil volg, wat hom wil aanneem. So, die kerke het begin, die tweede engelboodskap, en ons gaan nou kyk wat die tweede engelboodskap is. Die tweede engelboodskap het begin, maar Jesus het nie die geleentheid gekry nie, wat beteken dit nie sy pos gevat nie, en die kerke het gestagneer in wie en wat hulle is. En hier kom die hartseer gedeelte. Dit gaan aan vandag. Dit gebeur vandag ook. Ons lees weer die tweede engelboodskap. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, the great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Kom ons vra onsself 3 vrae af. Wie is Babylon? Wat is die wyn van grimmigheid? Wat is in die beker? En hoe? En in watse opsig of in watse kapasiteit? Hoe reer sy? Okay. So kom ons kyk, wie is Babylon? The woman Babylon is in Revelation 17 is described as arrayed in purple and scarlet color. So by the way, dis 'n lesing vir 3 lesings van môre af. Gaan Frikkie 10-20 bietjie meer delf in dit. Having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness, and upon her forehead was the name written, Mystery, Babylon. So, wanneer God met ons praat in sy woord, is dit 'n mystery? Nee. My vader sê, hy is baie wonings, soos dit so was hier, sou ek jou gesê het. God sê vir ons van die begin tot die einde wat hy wil hê ons moet weet. So alles rondom God is waar, is wat ons moet weet. So, a mystery is nie in die woordeskat nie, like the mystery of the Trinity. It should not be a mystery. It's only a mystery if it's not true. Maak dit sin? Then it's not from God, want hy gaan vir ons sê. Babylon is further declared to be that great city which reigneth over the kings of the earth. Frikkie gaan 'n bietjie oor daai praat. The power that for so many centuries maintained despotic sway over the monarchs of Christendom is Rome. So Rome is hierdie vrou van Babylon. Ons het gelukkig voor die tyd gelees. So Frikkie het reeds dit vir ons uitgespel daarso.
Babylon is also charged with the sins of unlawful connection with the kings of the earth. Ons sien dat deur die papacy, deur Rome, het Rome sy hand uitgesteek en al die konings van die wêreld kanaliseer basies deur haar. Hulle word gedikteer deur wat hulle sê. Nou net vir interessantheid, voor 1798 waar Napoleon Bonaparte die paus in exile geneem het en waar hy dood is, voor daai tydperk het konings nie eintlik hulle eie lande geregeer nie. Die paus het dit gedoen deur sy kardinale. Die kardinaal het meer mag gehad as die koning homself. Ek kan nie onthou wat se koning dit was nie. Julle is meer as welkom te sê as een van julle kan onthou, maar een van die konings wat uit lyn uit getrap het, moes vir 'n paar dae in die sneeu staan om 'n audience te hê met die paus. Paus het hom gestraf. Dankie sê. Ferdinand moes vir 'n paar dae in die sneeu staan net om voor die paus te kan verskyn. Dit was sy straf. 'n Koning. Dit was 'n Duitse koning. Dankie Bester. Dit wys vir jou die mag wat hy daar gehad het en die mag is besig om weer geaktiveer te word. Kom ons lees verder. It was by a departure from the Lord and the alliance with the heathen that the Jewish church became a harlot, and Rome, corrupting herself in like manner by seeing the support of worldly powers, receive a like condemnation. En ek wil hê julle moet een ding baie mooi verstaan. God werk altyd op dieselfde prinsip. As hierdie is nou my groep, hierdie. As my groep begin om Babyloniese wyn te drink, as my groep begin om ander gode se leringe aan te haal, wat is my verantwoordelikheid teenoor my groep? Ek moet dit aanspreek. En as dit nie verder pas nie, moet ek aanbeweeg. The Jewish, as dit nie die geval is nie, sou ons almal vandag nog Jode gewees het. Maak dit sin? Ons sou nie Christene gewees het nie, ons sou nog steeds Jode gewees het. God werk op dieselfde prinsip, deur die eeue deur. As sy groepering af van die pad af beweeg, gaan hy aan met die oorblyfsel wat getrou bly. So daar bestaan nie 'n ding soos 'n groep of 'n kerk wat superieur is op hierdie aarde en maak nie saak hoeveel babietjies geaborteer word en hoeveel LGBTQ kerke oopgemaak word nie, hulle is die kerk wat hulle daar bestaan nie so iets nie. God werk altyd op dieselfde prinsip. Maak dit sin? Okay. Ons is nog steeds by wie is Babylon? Babylon is said to be the mother of harlots. Wie is Babylon wat ons gesê het? Rome? Dankie. Maar hoor nou hierso. By her daughters. So die moeder moet dogters hê. By her daughters must be symbolized churches that cling to her doctrine and traditions and follow her example of sacrificing truth and the approval of God in order to form an unlawful alliance with the world. So dit beteken dat die kerk moet kerke hê. My eerste kerk waar ek gekom het, dit was die opvallendste ding wat my half tussen die oë gestaan het bekend gestaan as die sisterskerke. En toe ek hierdie ding so, wow, dit is so in jou gesig. Sisterskerke, ergens moet hulle 'n moeder hê. Dit was my net half opvallend geweest. So, ons lees verder. The message of Revelation 14 announced that the fall of Babylon must apply to the religious bodies that were once pure and have become corrupt. Ek wil dit baie graag verduidelik, want ons moet dit verstaan. Ons protestantse kerke in Suid-Afrika, soos byvoorbeeld die NG Kerk, is Luteraanse uitvloei. Okay? Was Luther verkeerd? Luther was nie verkeerd nie, hy was 100% spot on reg vir sy tyd. Maar toe God meer lig gebring het, toe die beweging besluit om te stagneer en te bly in die lig wat aan Luther geopenbaar was, en hulle het nie verder gegaan met die Bybelse inligting. Onthou nou wat gebeur het is, Jesus het gekom en het alles mooi en reggestel vir ons. Rome het gekom en het alles gaan vernietig deur pagan tradisies en simbolieke en so in te bring. Toe die reformatie begin, toe begin die herstel uit Rome uit, né?
So wat moes die Luteraanse kerke gedoen het toe hulle meer lig gekry het? Baie dankie. Die Reformers start, it's James White and John Loughborough said if they stopped reforming, they would have done away with sprinkling, Trinity, Sunday keeping, en so meer. Hulle moes nie ophou gereformeer het nie. Toe God meer lig gebring het, moes hulle aanbeweeg het. Okay. Wie kan vir my sê, na aanleiding van ons eerste boodskap, hoekom het dit nie plaasgevind het? Wie kan vir my sê, hoekom het die reformasieproses met die kerke nie aangegaan nie? Nou, alhoewel die eerste engelboodskap begin het, is die konsep, kom al van Adam en Eva af. Daar was nie 'n besnydenis van hart nie. Die behoefte om Jesus te volg, waar ook al hy loop, maak nie saak wat die gedreun is wat rondom hy is, was nie geaktiveer nie. Hulle het van die wyn begin drink. Hulle het gestagneer in dit. En dit is so hartseer. Imagine, dink gou wat sou gebeur het as die reformers aangehou reform het en as hulle hartbesnede harte gehad het, waar sou Christendom nie vandag gewees het nie? Ja, dankie. Ons sal dalk in 1888. Ja. Okay. Since the message follows the warning of judgment, it must be given in the last days. Therefore, it cannot refer to the Roman Church, for that church has been in a fallen condition for many centuries. Rome was op die been gebring om alles te vernietig wat God. Sy is gevalle vanaf die begin. So dit is nie Rome wat gaan val nie. Dit is die dogters wat eers rein was, maar wat terugbeweeg het, nie verder gegaan het met wat Jesus gebring het nie, en wat gestagneer het en wat vashou in haar rokspante. Okay. Furthermore, in the 18th chapter of Revelation, in the message which yet future, the people of God are called upon to come out of Babylon. According to this scripture, many of God's people must still be in Babylon. Nou, ek wil gou 'n vraag vra. Het God die Katolieke ook geskape? Sataniste? Hindus? Boeddhiste? Daar is nie 'n mens wat nie geskape is deur sy hand nie. En hy wil almal daar hê. Hy wil almal daar hê. Okay. And in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now being found? Without a doubt, it is the various churches professing the Protestant faith. Wie kan vir my sê wat beteken dit om 'n protestant te wees? Okay, sola scriptura. Ja. Maar as nog 'n kenmerk. Om 'n protestant te wees beteken dit jy is in 'n protes. Okay. So op 31 Oktober 1517 het die protes begin. Martin Luther, 95 lede teen die Wittenberg kerkdeur vasgeslaan, wat gewys het dat die papacy besig is met die verkeerde goeters. Maar as jy vir 'n algemene protestant vandag vra, o, jy's 'n protestant? Ja, nee, ek's 'n protestant. Waarteen is jou protes? Ek is nie 'n protes nie. Ons het vergeet van waaraf ons kom. Ons het vergeet waaraf ons vandaan kom. Ons is nog steeds wees Babylon. At the time of their rise, the churches took a noble stand for God and the truth, and his blessing was with them. Even the unbelieving world was consecrated to the my rekenaar het net mooi op hierdie sin het hy so dowwe gaan, so ek sukkel om dit te lees. To acknowledge the beneficial result that follows an acceptance in the principles of the gospel. In the words of the prophet to Israel, the renown went forth among the heathen for thy beauty, for it was perfect through my comeliness, which I had put upon thee, says the Lord God. But thee fell by the same desire, which was the curse and ruin of Israel. Ons wil soos die ander wees.
moenie vir my 'n hoofpriester gee nie, gee vir my 'n koning. Julle verstaan wat ek bedoel daarmee, né? Okay. Ekskuus, julle kyk my so van, okay. Wys daarom net julle verstaan asseblief. Okay. Okay, the desire of imitating the practices and courting the friendship of the ungodly. Thou didst thus in thine own beauty and playest the harlot because of thy renown. Ek weet my Engels klink nie mooi nie. Maar nou ja, ons wil wees soos die ander. Ons wil 'n koning hê. Ons wil 'n kerk met 'n struktuur hê wat vir ons sê wat om te doen. Ons wil nie meer self die woord vat nie. OK. Kom ons verander ons fokus gou. Kom ons gaan na wat is die wyn van grimmigheid? Wat is die wyn wat in die beker voorkom? The great sin charged against Babylon is that she made the nations drink of the wine of the wrath of her fornication. The cup of intoxication which she presents to the world, presents wat? False doctrines and false teaching. So wat hou Babylon vas? Valse leringe en valse doktrines. Nou kyk hoe mooi is dit. In die eerste engelboodskap kry ons die geleentheid om daai verhouding te kry wat ons so broodnodig het. Nou kom die doktrinele punte. Maar omdat Here Jesus in my hart is, gaan dit nie vir my oor wat my kerk sê of wat my groep sê of wat my predikant sê of wat tradisie vir my geleer het nie. Dit gaan vir my oor wat sê God? Wat wil hy hê moet ek doen? So iets wat ons moet besef hierso is Satan was baie slim. Ek is nou bang om 'n bietjie my boodskap vooruit te hardloop. Laat ek dit later sê. Kom ons gaan aan. That she accepted the result of her unlawful connection with the great ones of the earth. Friendship with the world corrupts her faith. Vriendskap met die wêreld, daar sy corrupts her faith. And in her turn she exerts the corrupting influence upon the world by teaching doctrines which are opposed to the plainest statements of holy right. Dit gaan nie nou meer oor wat sê God nie. Nou gaan dit oor hoe wil ek dit sien sodat ek kan inpas. So by the way, julle ek dink dit was in 1950 toe word daar 'n sensus tipe van 'n ding opgemaak om te kan verklaar watse kerke is Christen dominasies en watse kerke word dan nou gesien as sektes. En my vorige kerk, Adventiste kerk, het op die oog af nie die baar gemaak nie. En baie prominent omrede die kerk die Sabbat hou. OK? Maar hulle moes ergens 'n punt kry van kompromie. En daar word toe vir haar gesê, as jy die drie eenheidsleer aanvaar, dan gaan ons jou insluit by Christen dominasies. Nou ek wil vir jou vra vir wat baat dit die regste merk met die verkeerde God? Is dit die merk of God wat belangrik is? Want die merk punt jou na God. En ons het getrap in daai struik, hoek, line en sinker. En in 1980 word ons fundamentele leringe verander om daai leer in te skryf. Hartseer, knie gebuig. Ag. Baie hartseer. So ons is nog steeds by wat is in die beker. Rome withheld the Bible from the people and required all men to accept her teaching in its place. Sien ons dit nie nog steeds vandag gebeur nie? It was the work of the reformers to restore. Nou as ek weer op daai lyntjie, kan julle vir my lees, to mend the word of God. But it is not too true that in the churches of our time men are taught to rest their faith upon the creed and the teachings of their church rather on in scripture. Hierdie is geskryf laat 1800s is hierdie geskryf. Maar ons sien die manifestasie van dit wat hier so staan ten volle van krag vandag, ook so in ons kerke vandag. Hier kom die waarskuwing. Terwyl ek aanbied, besef ek nou, dit klink nou net asof ek die kerk 'n pak gee. Ons verantwoordelikheid is om te kyk in watse opsig is Babiloniese wyn nog steeds in my midde. Hier, in my groep,
by my huis. Dit is maklik om vinger te wys, omdat hierdie boodskap is 'n boodskap van waarskuwing, ook vir die individu. So jy moet vir jouself afvra, en wat se opdrag drink ek van die Babiloniese wyn? Valse leringe, valse doktrines, valse sienings. Ek wil vir jou 'n vraag vra. As iemand na jou toe kom met 'n onderwerp, en of jy nou die onderwerp gebestudeer het en of nie, maak nie saak nie. Meet gou vinnig jou hart. As 'n ou kom na jou toe met 'n onderwerp en die onderwerp bots met jou siening, spring jy onmiddellik op jou agterpote om jou siening te verdedig? Of het jy 'n hart van, ek wil graag hoor, dalk het ek nie al die inligting gehad nie, deel met my wat jy het. Meet jouself. As jy skuldig is aan die eerste ene, en dit gaan nie oor wie is skuldig en wie is nie, as jy jouself bevind dat jy het daai gees, ek vra julle mooi, verander. Vra Jesus, help my om te kan onderskei tussen wat reg is en wat verkeerd is. Want ek mag dink, jy dink jy's reg. Jy dink jy's reg, Johan. Jy dink jy's reg in dit wat jy glo. OK. Almal van ons dink ons is reg tot en met wat ons bewys is dat ons is nie reg nie. Maar tot en met dan is jy reg. Hoe gaan jy weet om te verander? Ek is nog op tyd, dis ek halfpad. Wonderlik, ek het nog lekker tyd. Hoe gaan ek weet dat ek nie verkeerd is? 'n Goeie vriend van my, iemand het vir 'n goeie vriend van my gesê, dink jy nie dalk ook jy is ook soms verkeerd nie? En my vriend sit vandag ook hier binne in die lokaal. So jy moet altyd 'n hart hê om te kyk, is ek reg of weet wat? Die enigste ding wat kan gebeur is either jy kan reg gehelp word of jy kan net meer bevestig word in wat jy glo. Dis 'n wen-wen. Nie waar nie? OK. So, it is employed in the scripture to designate the various forms of false and apostate religions in Revelation 14. Babylon is represented as a woman. Julle het ons nog gesien net, né? A figure which is used in the Bible as a symbol of the church. A virtuous woman represents a pure church. A vile woman, an apostate church. Nou, as ons gaan kyk na die liggaam, dis iets wat ek wou ingebring het, en as ek geweet het ek gaan so goed tyd doen, het ek dit ingebring. Die Bybel sê dat ons maak op die liggaam van Christus, maar Christus bly die hoof. En die hoof, die brein, sê vir die hand waar om te vat en die voet waar om te loop. Dit maak net sin. Maar wat ons in Christendom dan verdoen is ons bied aan God 'n skitsofreniese bruid. Want die voet loop hierdie kant toe en daai voet loop daai kant toe en die hand vat daar en hierdie hand vat hierso. Dit is totaal chaos. Jesus moet die een wees wat vir die voet sê waar om te loop, vir die hand waar om te vat, vir die mond wat om te sê, vir die oog waar om te kyk. Jesus is die een wat vir ons sterk te doen. En ek hoop dit kan help om 'n maatstaf te wees, want Jesus se woorde Matteus 7 was gewees, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, gaan die koninkryk van God beerwe nie, slegs hy wat die wil doen van wat my Vader is. Wat beteken, in die boodskap van die tweede engel, het die Vader 'n wil, maar Satan het 'n stelsel opgebring om die wil te verbreek met valse leringe en valse doktrines. Kom ons gaan gou vinnig na die horerery gedeelte. Oop, ek het 'n Bybelvers hierso. In my Father's house are many mansions. If it weren't so, I would have told you. I go to prepare a place for you. As ek my Vader en die Gees 3 persone was in een God saamgevat, sou ek dit vir jou gesê het. As jy op Sondag moet aanbid, sou ek dit vir jou gesê het. As ek moet klein doop, sou ek dit vir jou gesê het. A pure thus says the Lord. As ons bly by skrif en skrif alleen, ons kan nie verkeerd gaan nie. Maar ons het Jesus nodig om ons te lei daarin. Kom ons kyk gou na die horerery. In the Bible, the sacred and enduring character of the relation that exists between Christ and his church is represented by a union of marriage. En dit is so mooi. As jy al daai goeters verstaan en sien, ek was nou al 7 keer seremoniemeester gewees by troues. En
En ek geniet dit, want ek maak dit geestelik. Ek bring die simboliek van die pa wat die dogter afstap van die gang. Ek laat toe dat die man haar halfpad kom haal. Ek praat oor die oorgee en dan gaan ek oor die voorbereiding van die bruid, die pa se plig om die bruid groot te gemaak het om 'n waardige vrou te wees. Die man se waardigheid wat hy moet hê as hoofpriester van die huis. Is jy waardig, gaan jy jou vrou kan lei in alle aspekte? Hoe gaan jy dit doen? Eerste engel, jy het Jesus nodig om jou te lei. Anders moet jou vrou iemand volg wat nie weet wat hy doen nie. Dis weird. Dit kan weird raak. Julle hoor wat ek sê. So hier word ons verhouding met Jesus vergelyk op dieselfde basis met 'n verhouding in 'n huwelik. The Lord has joined his people to himself by a solemn covenant. He promised to be their God and they pledged themselves to be his and his alone. Dit beteken ek kan nie ander gode so goed aanhang nie. Vraag. Of nou iemand gebruik as 'n voorbeeld. Nina, gaan jy daarvan hou as Bester 'n foto van Annetjie? Hier's Annetjie. Okay. Gaan jy daarvan hou as Bester 'n foto van Annetjie langs sy bed sit? Die Vader hou ook nie daarvan as ons ander gode se goeders langs ons hang nie. Ek hoop dit maak dit 'n bietjie meer geestelik vir jou, die belangrikheid van daai gedagte. I will betroth thee unto me forever. Ye will betroth thee unto me in righteousness and in judgment and in a loving kindness and in mercy. Dis Hosea 2 vers 19. And again I am married to you, Jeremia 3 vers 14. And Paul employs the same figure in the New Testament when he says, I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Wanneer jy 'n virgin is, het jy nie ander gode in jou midde nie. Maak dit sin? En dit wys vir ons hoe belangrik dit is om te weet wat dit is wat ons bruidegom sê, sodat ons nie ander man se fotos, se denke, se doen en late op ons kassie sit nie. Wie ken hierdie ouetjie? Dit is 'n teken dat nie een van julle in remunererende klasse was nie. Dankie, where is Wally? Wie weet wat hy is? Ek was ongelukkig nie so slim soos julle gewees nie, so ek het altyd gegaan vir remunererende klasse toe ek op skool was. En in die remunererende klasse het hulle altyd sulke weird goeders met jou gedoen, soos jy moet met 'n stokkie en 'n magneetjie goedjies vang en wara. En onder andere as die juffrou nou nie baie lus is vir jou nie, dan sê sy vir jou hier's 'n boek, jy moet vir Wally vind. Okay, so dan moet jy net vir Wally in die chaos gaan uitsoek. Nou, ek gaan nou laat julle gou vinnig vir Wally gaan soek, né? Nou, net vir die prentjie wat ek toe gebruik het Wally 'n bietjie anders te klere aan. Wally het nou hierdie geel en swart klere aan, okay. So, nou gee ek vir julle die geleentheid om in hierdie absolute chaos vir Wally te vind. Kan ek gou vir julle wys? Sien jy hom? Ja, hier. Asai. Okay, hy het so jy wou nou nie eerlik wees nie, maar jy het duidelik remunererende klasse gehad op skool, né? Ja, nee. Okay. Okay. Ja, okay. Ek wil vir julle 'n vraagie vra. Die bladsy is 'n absolute chaos. Hoe vind jy die ouetjie net? Imagine nou Wally het nie swart en rooi gehad nie, maar swart en geel aangehad nie. Imagine Wally het hierso ook die wit en rooi aangehad, want die meerderheid, jy word ge-eye blind deur die rooi en kolletjies en so aan. Jy hoor wat ek sê? So, hoe moeilik, dit's moeilik om vir Wally te vind. My vraag is, die Bybel gee vir ons die inligting om God te vind. Hoekom wil jy 'n omgewing vul met chaos om te moet onderskei wat is dit wat God sê? Hoekom wil jy dit vir jouself so moeilik maak om in 'n oomblik van
nie wakker genoeg wees om te gaan meet wat gesê word, 'n doktrine aan te neem wat nie van God af is nie. Maak dit sin? So, wat is die doel van die tweede engelse boodskap? Wie het al genoeg moed om dit bymekaar te sit? Ek gaan dit gou doen. Is dit reg? God leer vir ons in die tweede engel boodskap dat Satan het vir ons 'n counterfeit opgestel met die genaamd van Babylon, wat ander gode se leringe en doktrines bevat, om ons te verwar, om ons weg te trek, om soveel chaos te skep, dat dit moeilik is om waarheid van valsheid te kan onderskei. So wanneer ons kyk na die tweede engel boodskap, leer ons dat waar begin jy met die 3 engele? Jy begin by die eerste engel. Hoekom? Jy het Jesus nodig om hierdie chaos vir jou in lyn te trek, om vir jou te help onderskei wat is van hom en van sy Vader af en wat is nie. Want as ek nie vir Jesus gaan gebruik nie, en hier kom die gevaar in, ek is skuldig. Toe ek my wandeling begin het met doktrinele goeters, het ek weggespring met die tweede engel boodskap. Hoeveel tyd het is ek my tyd nog reg? OK. Het ek weggespring met die tweede engel boodskap. So, wat het gebeur? Ek het elemente van waarheid gevind. Ek dink almal wat hier so sit is eensgesind op die onderwerp byvoorbeeld van die Sabbat en van die Trinity. OK. So, toe ek in 'n Sondag kerk was en ek die Sabbat geontdek het, byvoorbeeld, het ek met aggressie na my predikant toe gegaan en ek het hom verinnerweer. Ek het vir hom left, right en center geklap met sy eie Bybel. Die verkeerdste optrede wat jy kan kry, want Christus was glad nie teenwoordig in my hart in die tydperk wat ek dit gedoen het nie. Toe ek die drie-eenheidswaarheid geontdek het, het presies beter, maar dieselfde aksie het gekom. Ek was so, omrede ek gegooi word met klippe, vat ek die Bybel en ek gooi kliphard terug, want ek kan nou harder gooi as wat hulle gooi, as jy hoor wat ek sê. Maar Jesus was nie in my hart gewees nie. Hy het my nie gelei nie. As hy my gelei het, sou ek meer kalm gewees het, ek sou rustiger gewees het, en weet jy wat, en hierdie punt is my seerpunt, en ek sê dit vir die van julle wat nou sit voor keuses wat julle moet maak, en mense met wie julle moet praat, moenie die fout maak wat ek gemaak het nie. Gaan konsulteer Jesus heel eerste, want ek het vriendskappe verloor, ek het familie wat nie met my praat nie, en is deels my skuld. Ja, die woord is skerper as 'n tweesnydende swaard, maar laat die swaard die snywerk doen, moenie jy dit doen nie. Moenie jy dit doen nie, jy hoef dit nie te doen nie. Dis nie jou werk nie. Maar wanneer ons die dinge in liefde doen, en liefde is alleenlike applikasie wat Jesus in jou hart kan plaas. As jy liefde probeer kweek, want jou persepsie van wat liefde is nie dieselfde as wat Jesus in is nie. So ons het Jesus nodig. So wanneer ons kom by die chaos, by die doktrinele punte, nou terug, skies tog. Die tweede engel leer vir ons, daar is 'n stelsel wat opgetrek is, waarvan Satan die hoof is. Hy het leringe ingebring om ons te skatter, ons deurmekaar te maak, ons weg te vat van God af. En hier kom die belangrikste punt, om skeiding te bring tussen broers en susters, tussen vriende en tussen familie. Want ons is baie meer geneig om te val in dieselfde stroom waarin ek groot geword het, my kulturele gewoontes. Dis moeilik om afstand te doen as jy sien jy's verkeerd. En baie van ons vriende maak nie die besluit nie, want hulle hou vas aan wat vir hulle bekend is. Hulle is nog nie daar nie. En dan moet jy Jesus hê om jou kalm te maak. Ek en Cedric, ons het 'n siektestoestand, ons deel te veel. Ek dink baie van ons het daai siektestoestand, ek dink nie net ek en Cedric nie. Maar ons moet leer, Jesus moet op 'n kol kom en sê, ek het genoeg saad om nat te maak, bly nou stil. Want onthou, ons verantwoordelikheid is alleenlik om te saai. Daar is nie vir jou gesê jy moet nat maak nie. Daar is ook nie vir jou gesê dat jy die landbouer is en jy met die grond voorberei nie. Ons wil God se werk doen. So wanneer dit kom by die tweede engel se boodskap,
is dit belangrik om te besef dat hierdie boodskap by 'n ongesnyde hart bring verdeling. OK. Ek hoop ek het dit mooi gestel. Ek bedoel dit nie lelik nie. Dit is iets waaraan ek geval het en dis hoekom dit vir my so na in die hart lê. Ons lees weer in die groot stryd, bladsy 383. And the term Babylon, wat Frikkie uitgewys het, wat beteken confusion, may be appropriately applied to these bodies, all professing to derive their doctrines from the Bible. Nou net vir interessantheid lag hulle vir my Engels. Oef, my familie sê ek het windpomp Engels. So, all professing to derive their doctrines from the Bible. Toe ek in die NG Kerk was, het die NG Kerk gesê, hulle lewe volgens sola scriptura. Toe het ek church hopping gedoen en elke kerk het gesê, hy lewe volgens sola scriptura. Toe ek by die Adventiste Kerk kom, sê hulle, nee, hulle het alles. Hulle is sola scriptura. En ons wat hier sit, sê presies dieselfde ding as al die kerke. Maar wat is veronderstel om ons anders te maak as die kerke? Is die feit dat die woord en die woord alleen deur ons lippe gepromoveer word. Dit is waar die verskil in kom. Ek kan vir jou sê, ek is 'n breinchirurg. Dit beteken nie jy moet 'n skalpel in my hand sit nie en my toelaat om jou te opereer nie. Want net omrede ek sê ek is, iets beteken nie ek is wat ek sê nie. Wat sê die Bybel? Deur jou vrug sal jy geken word. Laat ons Yes. Your actions should speak louder than your words. And your actions is supposed to speak what God is saying. Ek lees vir ons verder. When faithful teachers expose the word of God, there arise men of learning ministries, professing to understand the scripture, who denounce sound doctrine as heresy. Het julle nie dit nou al beleef nie? Sing dit. And thus turn away inquires after truth. Were it not that the world is hopelessly intoxicated, Willie, with the wine of Babylon, multitudes would be convicted and converted by the plain cutting truths of the word of God. As daar nie soveel confusion was nie, sou baie meer mense straightforward gesien het wat God sê. But religious faith appears to confuse and discordant, that the people know not what to believe as truth. The sin of the world's impenitence lies at the door of the churches. Ek sê weer, as my kerk, as my groep, as julle, wat nou tans my groep is, begin om valse leringe, valse doktrines aan te hang, sonder om 'n hartsbegeerte te hê om te kyk, is ek nie dalk verkeerd nie. En as jy gaan kom met waarheid, en hierdie groepie gaan jou begin pynig, omrede jy iets sê, of iets bring wat nie in lyn is nie, dan moet jy 10 to 1 nie hier wees nie. Want wat is meer belangrik? Dat ek 'n sterk kerk op die been gebring het, dat ek baie mense geoortuig het van my siening, maar ons almal se siele gaan ten gronde. Wat baat ek die wêreld verower, maar my siel gaan ten gronde. Ons moet 'n fokus swaai om opreg te kyk wat sê God. En ons moet groot genoeg wees dat as ek verkeerd is, moet ek sê, weet jy wat? Dit maak nie saak nie. Ek sien nou wat God sê. Het ek nog tyd? 5 minute. Kom ons maak gou vinnig, het iemand iets wat hulle wil bydra? Sê, ons het nou tyd. Iets wat hulle wil vra. Pester. Het ek nie klaar gelees nie. As hy. So as jy in die kerk sit, en jy sê, ek glo dit, maar jy kerk glo iets anders, dan glo jy dat die kerk sit. Absoluut, by beholding
Hier die coach. Ja, that's not gonna... Ja, en dit gaan jou nie red nie. Jy word nie gered deur 'n predikant nie. Jy word nie gered deur 'n kerk of 'n denominasie. Jy word gered deur Jesus en Jesus alleen. Want Martin Luther het in sy sterkwet gesê dat dis die begin van die protestantisme, hulle nie ophou nie. ja, Jy weet maar net 'n beweging hy het en hulle is almal jy is 100% reg. Dit was veronderstel om aan te gaan. Ja. En wat 'n groot werk sal daar nie in die wêreld gewees het as daar net een kerk was nie onder die vaandel van Christus nie. Die boodskap van die versigtige en die Christus is deel van die apostol. En die gewone nare bring van die eerste 2 jaar en die boodskap hoe dit nie en as ek graag daarvan meer wil sien. Ja. En ek dink die 1888 boodskap alleen van daar. Absoluut. En ons moet verder leef as dit. Ja. Die skrif alles so mekaar te maak en kom jy by waar die nou het geval. Die pas in my het geval. Ja. En ek val op die rots Ja. Christus. So ek Absoluut. Ek wil op ander wat jy nou sê. Julle almal weet van die boodskap van die 18 van die 144,000. Né? Ons gaan 'n bietjie praat oor môre. Wie sal graag wil deel wees van so 'n groepering? Ek sal graag almal se hande wil sien. OK. Jy gaan nie kan deel wees as jy nie die eerste, tweede, derde engel boodskap en jy moet gaan kyk wat Jones en Wagner geskryf het in die 1888 Righteousness by Faith beweging. Daai bevat die boustene om ons baie van ons kerke leer vir ons dis onmoontlik om die wet te onderhou van God sonder om te val. Ek het slegte nuus vir julle. Dis wat ons gaan moet doen aan die einde van tyd. As Jesus uit die allerheiligste uitstap, is daar 'n tydperk voordat hy op die wolke kom. As jy nie staande kan bly in daai tydperk nie, gaan jy hoor wat ek sê. Ons het Jesus nodig in 'n baie hoër en groter kapasiteit as wat ons enigstens kan besef. Ja, die kerk sê ons is moeilik om die wet te onderhou. Maar die hulp van Christus kan Not me, but Christ who lives in me. Hy het daai meubel mee uit die banke geskuif waar hy dit wil hê. Ons moet hom toelaat om dit te doen. Johan? Ek sê vir die kinders elke keer, as ons 'n waarheid met 'n leuen vervang, dan haal ons van Babylon se baksteen uit. Ja, So, om Babylon te val te bring, moet ons leuns weerstaan. absoluut. Absoluut. En iets wat julle moet onthou is Ellen White het visioene gehad, né? En God het in hulle goeders geopenbaar. Die oomblik toe die pioniers gestop het om te implementeer wat God geopenbaar het, raai van visioene het sy gehad daarna. Eers toe hulle teruggaan en gaan kyk, God gaan nie vir jou meer lig gee as wat jy kan hanteer. So as jy nie implementeer nie, gaan hy stop. Eers toe hulle teruggegaan het, gekyk het wat is die fout, toe sien hulle maar God het gepraat en hulle het nie geluister nie. Eers toe hulle implementeer, toe begin God weer te praat. En dieselfde is met ons. As jy dink, en ekskuus nou dat ek dit sê, dit is wat gebeur. As jy die Sabbat vind, dan voel jy, hoeveel van julle is julle is gebore Adventiste? Nee. 7. Okay. Wat baie keer gebeur is, as jy gebore is in 'n kerk, dan het jy en jy voel die kerk het die waarheid, dan voel jy het gearriveer, jy is nou net die kat se snorbaarde, daar's niks verder vir jou nie. En baie mense wat die Sabbat vind ek het nou die ultimate gevind, ek hoef nou nie verder te worry nie, die Sabbat het my nou, dis die merk van God, ek is nou fine, ek hoef nie verder, ek is hier, ek het gearriveer. Dan kom ons by die volgende punt, en kom ons noem dit nou maar die 3 eenheid. Okay, nee, ek het nou weer van vooraf gearriveer, en ek het nou weer van voor. So, nou sê ek vir okay, nou stagneer ek dit. Dit is die probleem wat die reformers gehad het. Hulle het gestop. Jy moet vir jouself die volgende vraag afvra. Vader, wat is volgende? Wat is in u skatkamer vir my, wat ek nog nie weet nie? Wat is daar wat gaan maak dat ek my verhouding met u kan verdiep? Wat se skatte is daar wat my kan help met my voorbereiding wat ek nie raak sien nie? So by the way,
Daai skat waarna ek verwys is die feesstelsel wat ons rig tot dit. Baie mense sien dit nie raak nie, want hulle het gearriveer. Ek sit met vriende wat glad nie wil kyk na die feeste nie, want hulle is so ingeprint dat die sabbate wat nou verwys word, is vasgenaal, want die sabbat het krag, maar die sabbate is vasgenaal aan die kruis, want Jesus het gesterf en alles vervul. Hoeveel van die feeste is vervul? Wie kan vir my sê? Nee. Ek weet nie of ek dit nou moet sê nie, of ek moet los vir 'n aanbieding nie. Kom ons treis terug, ons weet tabernacles is nie vervul nie. OK, ons weet dit. Day of Atonement is nog nie vervul nie. Rede hoekom? Sondes is nog nie getranspireer na Satan toe nie, Jesus het nog nie uit die allerheiligste uitgekom nie. Al wat gebeur is Day of Atonement is geaktiveer. OK? Ekskuus tog? Ons is nog steeds in die dag van versoening, want onthou nou op die dag van versoening is Jesus die hoofpriester in en uit. En die sondebok word die sondes getransponeer, dit het nog nie plaasgevind nie. Day of Atonement is nie vervul nie. Passyne? Nog nie, hoekom? Because we had a midnight cry, but we haven't received the loud cry yet. Uitstorting van die Heilige Gees? Joel 2, ons het 'n vroeë reëns gehad, ons wag vir die laat reëns. Dankie, hy's gedeeltelik vervul. Ja. Yes. Absoluut. Ja. 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 Absoluut. Ja. Ek gaan nou net 'n spoiler alert gee, want ek sal, as ons weer 'n kamp het, gaan ek, dis waar ek wil preek graag. Daar's net 2 goed wat vervul is. Ek praat oor van ten volle. En dis 2 goeders wat nie geroep is as Sabbatdae nie. Die Pasga is vervul en First Fruits is vervul. Maar die feeste is nog 100% staande, net soos wat dit was. As jy dink ek is verkeerd, maak dit 'n tyd van gebed. Maak dit 'n tyd van bestudering. Vra die Vader om jou te help om dit vir jou uit te wys. Dit gaan alleenlik tot lig kom tot ons wanneer ons aktiewelik in daai tydperke staan en dit optimaal begin bestudeer. Ja. Ja. Maar dit vat nie weg nie en ons moet nie geconfused word nie. Die eerste feeste is partially vervuld, hoor. Vroeër eens van Pentekoste tyd, was 'n later eens op pad, Joel 2 en dieselfde met Passyne, ons het die midnight cry gehad. Wat begin het in 1839, ons wag nou nog vir die loud cry se, ons kan actually amper half sê ons is in die tydperk van die loud cry. Ja, so ja. Okay, julle, ek is nou oor my tyd, Johan. Ja, kom ons bid gou weer. Kom ons gaan op ons knieë, die wat kan. Ons Hemelse Vader, ons wil vir U vra dat U ons sal help met die aspekte van die tweede engelboodskap. Vader, dit is so maklik om te dink dat ons is reg in dit wat ons dink ons weet. En Vader, hoeveel keer is ons nie al verkeerd bewys nie? Vader, help ons om 'n ware hart te kweek van oorgawe en die bereidwilligheid om die moeite te doen om te gaan navors en soek. U sê in die woord, ons moet soek na U seun soos 'n verlore skat. Vader, gee ons daai opgewondenheid om te soek en om U die geleentheid te gee om hierdie Bybelwaarhede oor hierdie tyd aan ons te openbaar. Baie van ons wat hier sit, mag dalk voel dat, hierdie is so groot, hierdie is so bo my kop. Vader, maar die ervaring wat baie al gehad het is, wanneer ons dit saam met U doen, word ook die verborgde dinge na lig gebring. Lei ons dus in hierdie tydperk, Vader, seën ons in ons bestudering, seën ons harte en ons denke met U woorde, help ons om die valsheid te verwyder uit ons midde uit, sodat ons op 'n suiwer platform kan staan, sonder dat ons beïnvloed word met negatiewe dinge. Ons wil vir U baie dankie sê vir wat U vir ons gebring het. Seën ons ook so in die res van ons dag en ons verrigtinge, is ons gebed in U seun se kosbare naam. Amen.